van Bytjie so en ek het vir die eerste keer in 'n lang tyd met my intro van ons From the Sideline show 'n gas saam met my, Albert Aries. Baie welkom Albert. Baie dankie Anna. Ek sê net gevinnig vir hom welkom en net dat julle weet wie langs my sit, nie dat julle hom nie sal ken nie. Natuurlik kan ons nie From the Sideline sonder Ndongo Toyota nie. En wat 'n lekker donderdag aand is hier nie. Weet jy hoekom is dit lekker? Want môre is Vrydag. Ek kan nie wag nie, dis amper naweek. Ons het 'n lekker vol program en ons gaan lekker dinge gesels. Ek het net so 'n questionnaire, so 'n manier om met Albert oor te gesels, maar ons gaan daaroor praat net na hierdie breek. Do you remember when a trip to the store wasn't just a chore, but an adventure? When picking the exact goods you wanted required a personal touch. After all, nothing beats walking down an aisle filled with the freshest produce or speaking to a blockman who knows exactly what you need. And being spoiled for choice with every other want and desire you may have. Why not put the fun back in shopping with a wholesome adventure where you can experience the range, the freshness, the value, and the wonder, along with a friendly team ready to serve you. This is shopping, how it's meant to be. This is Food Lovers Market. It's in the experience. Ons moet eintlik show hou, maar dan sit ons hier oor vir fotosessies ek en Albert. Albert, luister, kom ons spring weg. Ek sien hier op my lekker programmetjie, jy is al amper 16 jaar deel van rugby. Wat jy met rugby te doen het, is dit so? Ja, omtrent amptelik 15 jaar, maar in totaal ja, so ek was 16 jaar met rugby. Ja, met skool rugby, ja. En vir hoe lank is jy al deel by die NSSR? Ek is aan en af al vir 10 jaar, as regional representative en dan geco-op vir die matches en dan sekretaris ook so ek was 6 jaar of 7 jaar in totaal. Okay, wat presies doen jy as die sekretary daar? Ons doen die administrasie. Ek stuur maar die informasie deur na die ouers toe, soms 'n bietjie laat as ek iets vraag en so voort, om nie verkeerde informasie uit te stuur nie. En dan set ek op die fixtures vir die seisoen. So ja, so is maar baie harde werk. Ja, meer admin pos, so ek sê ja. Ag, okay, nee, dan dit klink soos iets wat ek ook eintlik sal wil doen, nee. Dit is so behind the scenes, maar jy is ook maar deeltyd betrokke met alles. Ja, ons bly betrokke met die skole, met die regional reps en so voort. So ja, ons doen dit vir die kinders en ons geniet dit. Nou, soos wat Sean daarvan hou om te sê, 2025 gaan 'n hamdinger van 'n jaar vir rugby wees. Wat is nuut aan die liga hierdie jaar? Ons het nou die inskrywings gekry gister en ek is besig om dit te finaliseer. So ons wil kyk om 'n paar lekker Saterdag te bring met die senior spanne. So daai sal nice wees as dit kan lekker afloop. Obviously moet ons die fixtures kyk en alles. So daar is so 3-4 Saterdag waar die onder 19 Primêre Liga net al die spanne bymekaar kom en hulle het sommer soos 'n super Saturday situasie. Okay. Daai is nice en dan onder 14s vir die eerste keer in 'n lang tyd het ons omtrent so 12 spanne in onder 14 Liga wat great is. So ons kyk na 1 of 2 dinge daarso. Maar soos ek sê, die skole se program saam met die rugby is 'n volle program tot en met September. So ons wil probeer om 'n paar nice daar in te pas en dan van so daarvan af, maar ook ons is opgewonde vir die onder 19 Premier League. Hulle het omtrent so 9 of 10 spanne en dan die reserve liga is ook 'n baie vol program die jaar. Okay, is daar enige nuwe inskrywings, nuwe skole en goed wat ingeskryf is? Ja, ons het ons tradisionele spanne, maar die jaar vir die eerste keer het ons Oshana Gimnasium in die noorde. So ons is opgewonde vir dit. Hulle sal onder 15 B-liga speel. En dan vir die eerste keer in 'n lang tyd as ek reg onthou, ek dink 10 plus jaar het ons 'n span uit Rospina uit. Wow. So dis nice. Ons glo hulle sal volhou en ons almal sal hulle ondersteun en 'n bietjie verder reis want gewoon weg is. Ek wou nou vra. Ja, maar ons is opgewonde vir rugby in daai omgewings in die suide en in die verre noorde. Ander spanne is maar ou spanne wat gekombineer het hier en daar, wat ook nice is. In die Primêre Liga vir die eerste keer in ook 'n baie lang tyd. Ek dink in die 15 jaar wat ek betrokke is, was hulle nog daai
is de Duine, hulle is in die Wow. Primera Liga, so van die kus af het ons nog 'n span. Lekker. Ek dink ek het laas jaar ook vir julle gesê dat ons is opgewonde oor wat gebeur in die kus. Yes. So die feit dat hulle 'n Primera Liga daar het of nog 'n span kan byvoeg is baie nice vir rugby. So Ja. ja. Dis baie opgewonde. Ek dink dit is baie cool en dat dit so lekker kan uitreik, nie. Sê Ja. gou vir my, wat is julle beplanning vir die nasionale kiesproses hierdie jaar en gaan hulle 'n bietjie toer? Ja, ons het volgende naweek het ons international trials onder 16 en onder 18. Laas jaar het ons vir die eerste keer 'n onder 15-16 Rhinoweek span bymekaar gesit. Ja. En dit was suksesvol en ons het nou weer aangevra by Rhino vir onder 17-18 span. Okay. So die moontlikheid om ons die jaar 4 spanne Suid-Afrika te kon stuur is great. So ons het 'n onder 18 Academy week, dan onder 18 Rhino week, dan onder 16 Grand Como en dan onder 16-15 Rhino week. So die development wat ons probeer inbring dra vrugte. En ja, en die feit dat ons 2 development ook sterk spanne kan stuur na die Rhino week toe is goed vir rugby oor die algemeen. Vir meer kinders kry exposure Definitief. en ja, so ons is opgewonde vir dit. Ja. Ag nee, ek dink dis baie cool. Ek hou baie Ja. daarvan. Sê 'n bietjie vir my, hoe voel julle? Wat is die NSSR se vat op die Namibia Youth Rugby Invitational vir 2025? Ja, ons het ons gesê ons sal ondersteun waar ons gaan. Die idee is om die jaar om onder 18-19 regional spanne in te skryf, saam met die skoolspanne van Suid-Afrika wat inkom en 'n paar local. Die hoop is om dit te laat groei so ver as moontlik as die regional spanne, so daar's klomp rugby en geleenthede vir almal. Ek dink en dis die groot ding wat die NSSR graag wil doen is geleenthede kry. Nee. Ons wil nie 'n situasie hê waar kinders net rugby soms speel en dit stop daar, maar om 'n bietjie verder exposure te kry om die diepte te bou van die sport op nasionale en internasionale vlak. So die jaar is 'n groot jaar, baie beplanning en ons glo dit sal alles goed afloop. Nee, wat ek dink ook julle gaan definitief die vrugte pluk daarvan. Sê Ja. bietjie vir my, tussen die NRI, NSSI en die NSSR, die ooreenkoms wat julle in plek het, wat is die moontlikheid daarvoor vir skole rugby? Ja, so daar is 'n formalisering van 'n partnership wat oor die jare is. Die inisiatief deur NSSI en die NRI en saam met die NSSR is om net dinge te align. Okay. So dis in die groeifase, ek wil amper sê in die beginfase, maar die idee is om 'n pathway te create waar alle betrokke partye gekennis in die saak, hy is nommer 1. Ja. En dan wat terugkom is ons wil die geleenthede provide. So daai alignment sien ons dat daar sal 'n alignment wees in terme van the pathway vir ons rugby spelers na die NRI toe te identifiseer en net beter samewerking te hê waar al 3 partye geken word in alles. Ja. En net vir die kind die geleenthede provide. Nie laat dit net stop by NSSI of stop by NSSR en dan stop by NRI, maar laat ons al 3 partye kan saampraat en net die kind kan of dit kan net voordelig wees vir die kind. Definitief nie. Ja. Kyk, ek is ook 'n trotse rugby mamma, ek is nog 'n junior rugby mamma. Okay, ja. Maar hierdie tipe goed maak my baie opgewonde om te weet my kind wat so lief is vir hierdie sport, Ja. die potensiaal wat wag in die toekoms in en as dit die goed nou reg saamvorm en die fondamente nou reg groei van hier af, Ja. is daar soveel potensiaal vir ons jonger generasie wat nog moet groter word, saam met die ouetjies wat nou die stepping stones en julle wat dit nou vir hulle create. So ek Ja. dink dit is 'n baie cool geleentheid. Ja. Ek wil gou hoor, baie opgewonde. Ja. Ek like 'n bietjie sewees rugby. Ek het 'n ding waar ek hou eintlik net van rugby oor die algemeen. Ja. Mag ek vra, is dit 'n goeie tyd om te vra, is daar enigiets in die pipeline wat opgewondenheid mag bring vir die mense daar buite rondom die sewees? Vir die eerste keer die jaar in 'n lang tyd ook, het ons probeer die regional sewees hou in Februarie. Ons wou opgebou het na Maart toe, se Independence naweek vir die nasionale sewees trials. Ongelukkig het dit nie uitgepan soos ons wou nie, 'n klomp verskillende redes daar rondom. Ons het 'n invite gekry om oor see te loop speel. Want dit is baie. So daar's 'n paar geleenthede en die formalisering weer eens met die gesprek wat nog gepraat het van die MOU tussen die 3 groepe. Dink ek almal werk behind the scenes baie hard om dat die geleentheid kan
verwaar, as ek so kan sê. So ek wil niks definitief praat nie, maar daar is geleenthede wat ons graag die kinders wil expose. Die groot ding is ons nommers wil ons graag hê moet groei. Ja, en die groot ding is 7's rugby en 15 man rugby is met 2 verskillende sportsoorte heeltemal. So ons wil 'n sterker identifiseringsproses bring sodat wie is die 7's en wie is die 15. Van baie van die tyd is die 7's ouetjies soms in die 15 en dan moet hulle besluit maak en dit raak baie moeilik. Maar ek dink die gesprek van 7's is baie sterk. Ja. Okay, dis baie cool. Luister ouers daar buite en al die kindertjies en seuns wat kyk, hulle bring hulle kant op. Julle werk hard agter die skerms. Kom nou man, kom ons maak hy getalle 'n bietjie voller. Ons nou julle graag uit. Ek glo as hulle enige vrae het, kan hulle jou enige tyd kontak. Enige tyd is reg, ja. Kontak enige tyd vir Albert. Moenie skaam wees om met hom te gesels. As jy eers vir my wil vra, dan sal ek volg. Moenie worry nie. Albert, luister. Baie dankie dat jy bietjie van jou tyd afgestaan het om net met my en hulle almal daar buitekant te gesels. Ek waardeer dit en ek wens hierdie jaar vir julle net seën toe en dat alles goed gaan vir julle hierdie jaar. Baie dankie, ons waardeer dit baie en dankie vir die ondersteuning en die platform om ons 2 cent te kan sê. Net so, ons kan dit maar weer doen. Nee, luister, rugby natuurlik. Ons kan net rugby gesels te danke aan Spur Steakranches. So baie dankie Spur Steakranches dat julle hierdie moontlik maak dat ons bietjie rugby tennis en rugby dinge met almal daar buite kan deel. Ons vat vinnige breek en dan gaan ek of met Sean of met Christo gesels. Meneer Hokkie. Meneer Hokkie, hallo. Ja, wat kan nie klaar nie. Is lekker om weer vir 'n slag terug te wees voor die kamera. Imagine we haven't done this in a while. In a while, is 'n bietjie besig. Luister, voordat ons praat waar ons moet praat, daar was tog nou hokkie gewees so 'n tydjie terug lekker by die see, nê? Ja, nee, dit het nie gebeur nie want dit het gereën. Dit het uitgereën. Dit het gereën, ja. Ek sou daai naweek gegaan het en toe kon ek nie meer saam gaan nie en ek het gemis dat dit uitgereën het. Ja. Baie wat afgespeel het. Wat maar gaan dit nou weer? Hulle sal dit reschedule, ja. Ja, dit sou die Jabber en die Kommunaal gewees het, ja. Wat ja, dis waar. Ja, nee, maar luister, hokkie is die besig hoor. Daai kind van my wat in die hoërskool is, dis elke naweek. Ja. Daar's elke naweek hokkie hoor. Julle program is aan die gang, maar ek sien hier so die Junior African Champs is in Windhoek in Julie maand. Vertel bietjie vir almal daaroor. Ja, so dit begin die Vrydag van die Easter weekend. Ja, die Paasnaweek. Ja, so dis nou in April. Ja, so dis nou 2 weke, 2 'n bietjie, ja, is 2 weke basies. 2 weke van hier af, ja, dan skop hy af. Wow. Ja, so dis die Junior Africa qualifiers, 3 van die Afrika spanne gaan wat die top 3 in mans en vrouens gaan dan na die World Cup toe, onder 21 World Cup. Okay. In Desember maand. Okay. Die seuns is in Egipte. Wow. Ek dink hulle het nou bevestig is Egipte in Desember maand, maar hulle gaan speel en die meisies speel in San Diego, Suid-Amerika. Nou het ek San Diego, Chili, daar soos hy. Hoe weet ek nou ek was 'n hokkie coach? Ja, shit. Stap net in jou tas. Kan ek saam gaan? Ja, vrou lief wil ook baie graag sou gaan. Ons sal maar sien. Maar ja, ons het
ons moet eers hierdie mylpaal van kwalifiseer moet ons eers maak. Nog nie een van ons onder 21s het nog ooit die qualifiers gemaak vir World Cup nie. Maar hierdie is 'n nuwe jaar. Ja, so dit is ons het okay, moet ek ook by sê ander jare was daar net 2 spanne gewees wat kon gegaan het. En dit het 'n bietjie moeiliker gemaak, maar omdat daar meer spanne nou geïnclude word in die World Cup, het ons nou 3 spots in Afrika. Okay. Ja, gaan nie 'n maklike ene wees nie. Ons sit met Suid-Afrika, ons buurmense Yes. wat maar elke jaar die topspot vat daarso of elke keer as ons dit het, die topspot vat, dan het ons kom ons begin by die mans. Daar's 8 spanne by die mans en 7 by die vrouens wat speel. Mans is dit Suid-Afrika is top rank, dan sit Egipte, dan het ons Zambië, Zimbabwe, ons het Uganda, Ghana en Kenia. Die korte en ons. Ja, ek wou net sê kort een. En ons natuurlik. So in Kenia en Ghana is ook goeie spelers. Zimbabwe is ook, ons het dit gesien in die onder 18s groep het hulle vir ons net gebied. So hulle het 'n goeie junior, mid-junior to senior level development. Ek ken ook die coaches goed, so ek weet dis goeie kwaliteit wat daar uitkom. So hulle gaan 'n tawwe tydjie hê. Ek dink hulle gaan 'n tawwe tydjie hê. Die meisiekinders is dit weer Zim, Suid-Afrika. En dan het ons vir Uganda, ons het vir Kenia ook, en ons het vir Ghana en dan ons wat in dit is. Ons het net nie vir Egipte wat die Waar mans speel hulle die qualifiers? Hierso in Windhoek by VIS op die Duiven Astro veld. Ja, so alles gaan daarso gebeur. So 7 dae se games wat gespeel word, 7 dae ja. Ek gaan dit definitief wil. Ja nee, ek dink dit gaan topklas hokkie wees. Ons spannetjies is jonk, so hulle sal maar met deurdruk en hulle grit wys. Just be strong. Ja, just be strong. May the force be with you. Ja. Hoe prep julle vir hierdie? Man, ons sal dit is moeilik. Want obviously by die mans is dit ek dink 'n bietjie moeiliker in die sin van hulle het meer senior mans, meer wat onder 21 is. Okay. So baie van hulle is in Suid-Afrika besig om te swat, maar hulle almal is by universiteite in hokkie spanne by die universiteit. So die saamspeel is daar nie van baie nie, maar hulle almal speel op 'n hoë vlak hokkie. Die vrouens, meisies is meerendeels almal hierso. Okay. Ons het net 4 van hulle wat in universiteite is in Suid-Afrika en 1 is in Duitsland. So maar dan kom sy nou af. Dan kom sy af ja vir dit. So ons is vrouens of aan die vrouenskant, ek is aan die vrouenskant is redelik gelukkig. Ons het al die spelers het ons hierso of meeste van hulle is hierso. So ons het al begin oefen al van Oktober maand laas jaar afval. Ja, so ons is aan die gang. Die mans het ook daai tyd al begin. Obviously deur Desember het die meeste van hulle oefeninge as 'n span saam gebeur. En ja, hulle is ook aan mekaar besig om te oefen. So ja, nee, ons prep maar so hard as ons kan, speel teen die klubs wat hier so is, speel teen skole. Ja, om ons reg te kry. Okay, nee, dit is fantasties. Ek is nou baie opgewonde oor. Ek sal dit ja nee, dit gaan 'n grootte wees. Dit gaan very cool wees nie. Ja. So luister maar sterkte dan met die prep en die voorbereiding daarvoor. Ja. En dan ons sal alles kros. Ja nee, verseker. Hierdie jaar gaan ons dit maak. Hierdie jaar gaan ons dit maak. Sterkte vir julle almal wat met julle voorbereiding besig is, Christo. Is daar nog enige hokkie nuus wat jy het of is ja, nee, so ja, dis seker maar die grootste nuus. Die ander nuus is maar die skole hokkie liga het begin. Ek dink 'n bietjie op 'n agtervoet omdat die Junior Africa qualifiers aan die gang is of nou gaan begin. Wat dit 'n bietjie kniehalter. Meeste van die skole is nou op toer hierdie week. VIS se meisies is in Johannesburg. Hulle speel St Mary's en dan het ons die gym seuns en meisies, want ook gym seuns en meisies Pro-Ed se seuns. Ek is nie seker of hulle meisies daar is. Ek volg hulle seuns. Hulle en dan VIS se seuns. Ja, hulle en St Paul se meisies is by Belgotex in Kaapstad. Hulle speel weer daarso 'n festival. So ja,
die skole-liga dink ek is redelik besig. Maar ek dink wat lekker is nou daar's nog baie skole wat eintlik jong spannetjies het in die kom ons noem dit nou maar die Premierliga of wat ons altyd die eerste spanne genoem het. En hierdie toere dink ek sal lekker 'n lekker afskop vir hulle wees om die spanne bymekaar te kry en die dinge lekker te laat loop. So ja, ek is nogal nuuskierig om te sien hoe dit gaan uitpan hierdie jaar. Ek wil nie my predictions at all maak nie. Dis te vroeg. Dit is almal ek wil amper sê splinter nuwe spanne. So daar kan 'n paar upsets kom. Ek dink. Maar ons het so gelag. Ons kind is van die laerskool af ons na hoërskool toe. What a jump. Ja. Nee, dis 'n groot sprong, nee. Dis 'n groot. En hy het gister toe sê hy vir ons, ek het in my lewe nog nooit iets gehoor nie, toe sê hy vir ons hulle die WAS se tweede span is blykbaar nou terug van toer af. Ja. En hoe bly hy is want nou is sy Afrikaanse juffrou weer terug by die skool. Imagine ek sou net gewens het al die juffrouens gaan my So nee, luister Christo, baie dankie. Ek is baie opgewonde vir hierdie qualifiers en ek gaan definitief daar 'n draai gaan maak en my kindertjies saamvat. En ek hoop ons sal definitief op ons social media vir julle post daaroor. En om julle almal daar te sien en kom ons ondersteun ons land, ons mense dat hulle daai motivering het. Ja, nee, verseker. Om ons deur te kan dra vir. Ons het dit nodig. Nee, ons sal al die spreek kom spreek. Christo, baie dankie. Ons vat vinnige breek en dan gaan ek en Sean 'n bietjie gesels. Ons sien mekaar altyd so min en dan die dag as ons by mekaar kom kan ons op hul gesels. Nee, hallo Sean. Anna, how's it? Rustig en jy? Right, man. Pretty Enjoying the weather? Yes, it's very nice, nee. Are you happy in the new place that you are? Er is nog baie werk om te doen, nee. Dit lyk, ek beloof dit lyk beter hier as daar buite. It'd be nice, man. Luister, ek en Sean wil bietjie met julle gesels, want soos wat ek vir julle vroeër vandag gesê het, moenie worry nie, ons het nie weggespoel in die reën nie, ons is nog hierso. Maar hulle was besig om studio te skuif. Dit is die enigste rede hoekom ons nog nie vir julle om terugvoering gee oor die Food Lovers Gravity Kappie. En was dit nie net 'n lekker naweek nie, Sean? Anna, dit was 'n jol. Ek bedoel, ek dink elke kind wat daar was, nee, het geniet. Dit was 'n jol. Namelijk Mols het die vibe gebring daar so by die Hekwood. It was very cool. It was very cool. Daai gimmies laitie, daai roots laitie, wat daai Hy die een dans, die dance of daar. next level. En ja, en dit was vir my, daar was nie vir my stryery hierdie jaar nie. Daar was hier en daar 'n dingetjie wat skeef geloop het, maar dit gebeur altyd in die back-end. Maar ek dink all in all, die reports gaan nou uit, dit klink nou so skoolhof, maar die reports gaan nou maandag uit na die borge toe. En ek het met al die borge gepraat, almal is baie happy, veral Food Lovers Market. Ek moet vir Marga, JP, hulle span is net amazing. Hoe was die kos daar gewees, Anna? Spesiale shout-out for the new mom, Marga. Nog nie, môre? Is dit vandag? Baby has been born, baie geluk, Hey, Marga. congrats, julle. man. Ons hoop julle het baie slapelose nagte en dinge net lekker gaan by julle. Call me if you need a babysitter. Nee, die kos was baie lekker geweest, Sean. Is Dit het? is vir my altyd lekker om saam met Marga en die Food Lovers Ja. span
enigiets te doen. Dis Dit is vir feite. my altyd 'n baie lekker feit. Weet jy nie, daar was baie stof gewees en toe het Food Lovers sommer met waar jy ingekom het by die hek tot waar jy onder toe gaan by sokkerbane, sokkervelde. Het hulle sommer 'n watertrok gekry om dit te kom nat spoel daar. So dit was awesome geweest. Ek weet die kos by daai stal was vir my baie lekker. Ek wil ook 'n shout-out gee vir Namat Mills wat die kinders gevoer het elke middagete. Daai kos was ook verskriklik lekker van Roger en sy span. Baie dankie daarvoor. Most valuable players wat deurgekom het, topscorers ontbyt in die oggende. They made a bohai this year. Hulle het regtig waar 'n effort gemaak om daar te wees en dit was regtig waar it was intense. En ek wil net vir Patrick en vir Nyasha baie dankie sê vir dat hulle so groot ding gedoen het om hiernatoe te kom. Dit was super cool. That was very cool. I mean, there was good rugby, there was good netball, and there was good soccer. Daar was een punt gewees in die sokker waar ek en Christo daar was waar ons saam kyk het hoe dit aangaan. Die ouens mekaar later met die vuiste begin bykom. Dis hoeveel dit beteken op die veld. En na die game toe stap die ouens daar weg as like groot chommies, you know. Yeah, that's how they did. Now, I want to ask you about the quality of the sport that you experienced, and because I just want to say off the bat, I enjoy everything so much, but on the final day, on that Saturday, I could not move away from the rugby field. I was so captivated by what was going on that field. Everyone's heart that they put onto the field, just not one specific team, every one of them. But I made such good friends with the Zim team, and they impressed me so much. I'll never forget. I asked the team the first night when I met them, just show me what you're made of, you know. And they absolutely, the one player showed Kristen what he was made of. He ran him, and then he turned around and he was like laughing, you know, joking. They had such good spirits and such good energy. Yeah. But not just them, even our local teams. The kids were friendly and they were excited to be there, and it was good rugby. It got heated at the rugby, it got heated at the netball, and the parents, take a chill pill. Relax 'n bietjie. Dis ons kinders moet dit net geniet. Maar weet jy Anna, ek wil daar inval by jou, maar you know, without the team and Karen knocked me off my feet on the Monday morning. I think we had like, Kristen, help me if I'm wrong, 70 people working there? 70 people working at that Gravity Cup. And the team that was there was next level. It was a lekker team. I think if we had hockey there, we would have hit 100 staff to run that tournament. So much so that there's something in die pipeline. Ek en Karen vlieg iewers heen Dinsdag, maar ons gaan nie te veel praat nie. Kom noem jy dit dan? Nee, hulle gaan volgende week sal hulle weer kom check op die show wat aangaan. But there's something very big brewing. Not even you know about it. No, I don't know. I don't like that. I don't know. It's only Kristen and Aaron. Imagine. And what's his name? Kristen and Aaron and Kristen that know about this. Even Kristen? So he works inside the office. But yeah, guys, you know, all in all, it was such a joy, and the friendships that were made from the South Africans, Zimbabweans, and then Zimbabwe. One guy I want to give a shout out to, Blessing Wild. He sponsored a Zimbabwean team to come and play in the international week. Oh wow. So we got a Zimbabwean team, the Zambezi Steelers, that are coming to play here. So yeah, I think the Gravity Cup is becoming more and more a competition, but with a festival of good feeling and good vibes. Definitely. You know, after the Gravity Cup, we've got so many people on socials that are saying that we want to be on the next one. So just a shout out on that one. We're going to put the Gravity Cup next year back into its same old slot in September, October. It's just going to work out easier for everybody. It's a fast stretch now. It's a fast stretch to the next Gravity Cup. But yeah, all the 90% of the Gravity Cup socks are sold. I just want to thank everybody out there. The schools that partook in it, thank you for having faith in the product. We had, I think, 98 teams, if I'm not mistaken, that played in the Gravity Cup. We had 36 schools there. Next year it will be a bigger tournament, bigger venue. We've got teams that want to come in from New Zealand, now sevens. And wow, that's so cool. That's through the SA Cowboys that also come into the International Week. I spoke to the owner of the club. He said to me that
the New Zealand boys know about the Gravity Cup in Namibia and they want to come and play it, so they put us into contact with each other. That's very So cool. that is so cool. This thing is just going to grow from sphere to sphere. So we grateful. I just want to say once again thank you to all the sponsors. I'm going to name them quick. Food Lovers Market, obviously the main sponsor. Number Molds. It's not anymore Number Poultry. It's Number Poultry. It's Top Score, Chow, Family Chow. Sorry, it's Pasta Pulana, Bakpro, Fabi Farm, France and his team. Click Internet, Marius, thank you so much for making sure the games are live stream. Then we've got, it's a big one that always helps, Indongo Toyota. They had a stunning stall there. Yeah. That was a, Oh, I just wanted that one bucky that was there. I was skimping for it, man. Not a sunny man. One day. We're going out to Indongo Toyota for, we've got 8 teams coming in for the International Week. We need 8 cars. So we'll speak to you. Namaste. So yeah, thank you to everybody. The season is finished. It's done. The reports are going out on Monday. Next year there will definitely be hockey involved again. We will have an Astro. And thanks to the whole team, the whole squad that worked there, everybody from Angula and his team straight through to yourself. Thank you everybody. And that's the short one. Did you say there are a few of the Gravity socks still left? As jy nog nie 'n paar gekoop het nie, guys asseblief. Sokkies is 'n baie cool ding om te hê en dit is baie cool sokkies. Ons het 'n Nee. kompetisie daar. Oh. If you're watching the show right now, we're giving it till the next show. We will give away 4 pairs of socks. 4 Mag pairs ek of socks. inskryf? Ja, nee. We're giving away 4 pairs of socks. Wat's 'n vraag om te beantwoord op die comments? Wat's 'n vraag? Kom ons. How many teams in Jack? How many teams are in the Junior African Championships, men and women? How many teams are there? If you can answer that question, you win yourself a pair of socks. And it's the first 4 people to get that thing right. Comment op hierdie stream op Facebook. Comment sê hallo, my naam is Anna en dit is soveel spannend dit is en dan kan ek die waarborg gee wenner. Once again, thank you, Food Lovers Market, for grabbing the hand. They're going to be on board for the next 3 years. So thank you for that. And it's well and 8. The season is over. Season is done. Maar dit is nou klaar, maar ons is nog nie klaar met sport nie. Ja. Wat gebeur die naweek? Anna, ja, span op toer. Wap speel, hulle is al klaar daar so in Walvis Bay. Ons stream die Duine teen Walvis Bay on the 15th. En dan stream ons Wap se eerste span teen die Narkies, as ek dit mis, die Walvis Bay se eerste span. Ons stream daai wedstryd en toe bel Frikkie vir my van Walvis Bay Hoërskool. Hulle het 'n Zimbabwese span wat daar hockey speel 8:30 die oggend. Okay. Ons stream daai wedstryd ook. Very Ons na cool. ons YouTube page toe. Ek wil net op daai noot sê dis 'n wow, you know, thanking Indongo Toyota that we can get there and to Spurs stay conscious to making it valuable that we can do this over there. Ja. But I think ja, ek dink Christo, ek, jy en seker Kristen, ons kameramanne groep kan nie wag vir die wintersport koers nou moet begin. You know, we want to get the sport out to do, want there's a lot of stop and starts as right. Ja. Ek het vandag 'n lang meeting gehad met Albert Aries. Amper 'n 3 ure meeting wat ons gesels het wat hierdie jaar gebeur. Maar it's exciting. I think they brought in that new concept, that Super Saturday concept. Ja. Just hinting, we did it 3 years ago, but they brought it in now. And I think it's a beautiful way to get this thing going. Yeah. You know? Make the kids want to play rugby again. So extra. Kyk maar aan die sport, ek is baie bly en ek kan ook nie wag vir dit om te begin nie, maar ek maak eintlik in my hart ook so, as ek moet kyk, ons kinders is veronderstel om te oefen, dankie liewe Jesus vir al die reën, maar hulle oefen nie. Ek weet nie wat gaan gebeur die dag as hulle moet begin nie, Sean, I am so nervous. Luister, ek hoor ons gaan weer 'n bietjie impak spelers ook doen. Ja. Nee? Vir die impakspelers kom ook in, ons begin dit volgende week. Hoe dit werk as ek vir die kykers daar buite mag sê, where our team is that weekend, we normally got sportsmen, ex-sportsmen that are behind the cameras, behind the laptops or whatever. They will choose a player of that day, and that person becomes the impact player for that specific venue where we were. Awesome. Ons is besig om aan die ruitertrein te praat, daar's nog ander borg wat belangstel en 2 ander borge. We should close it very early next week. And then yeah, that will be on the show. We're not here, but Kristen and Christo, I think, will make sure that happens.
So ja, it's a short and long Dave, I don't understand why the looks was necessary now, but anyway, dit is baie cool. Ek hou van 'n impakspeler. Ek hou baie van 'n impakspeler want dit motiveer die kinders in die spanne om elke keer regtig hulle beste te gee. So speel net julle beste. Okay, gee net julle beste. Sean, baie dankie. En dankie dat ons bietjie kon sport gesels. Julle hoef nie as julle nie die naweek daar kan wees te skrikkie. Gaan check ons YouTube page, daar sal julle alles sien. Ek hoop julle het 'n geseënde ons is klaar. Nee, maar wat van die toerspanne? Ag, sorry, ons is nie klaar nie. Ek gaan net vinnig hierdeur raak. Mis ek dit? Wag, kom ek sê net gou-gou vir hom wie almal op toer is. Okay, let's go. Windhoek Gimnasium se netbal is op toer. Sorry, Was Sean. op toer. Was op toer. VHS netbal en hokkie, Chumep Gimnasium, WAP en Roots Gimnasium sonder 13 rugby. Ah. Nee. Ja, ek wil net gou vir Gimmies netbal. Hulle het verskriklik goed daar gedoen. Onder 19 se derde plek gevat. Ek dink het 18 spanne uit. Waar was hulle gewees? By die Affies tournament. Hulle onder 17 se briljant gedoen, tweede gekom by daai tournament. Ek dink that is phenomenal. Wie is netbal, hulle is nou tans, ek het met Vicky vandag gepraat, hulle is in die Parel. Vicky geniet dit verskriklik. Ek check net al haar status. Sy operate nou by die netbal. En dan rugby, hulle was nou by die Patriots fees gewees. Ek weet hulle het daar 2-3 uit gewen. En hulle gaan nou weer oor 2 weke gaan hulle Saint Stithians toe. Daai nou, Saint Stithians. Okay. Gaan hulle daartoe. That is, I reckon, behalwe die Noord-Suid tournament, South Africa is it the next level one. Ek weet so op Gim het ook gekan Joel by Klofies, het hulle gaan speel die netbal. Rugby was in Wynberg gewees. Hulle het ook daar, ek dink teen Bishops Boys daai gejol. Ek weet nie as ek weet nie wat ek probeer kyk en probeer vra maar niemand antwoord nie. WAP is tans nou in Walvis Bay. Ek weet hulle gaan Paul Roos toe na daai festival saam met Gimmies. Gimnasium se eerste span dinge gaan daartoe ook. En Roots, toe jy jou ding vandag op die socials gesit het, toe daar Roots staan nie of iemand vir my 'n ding deurgestuur. Daar's ook, hulle het 4 wedstryde by daai by die Rivier Kasteel. het hulle gewen en daar's ook 'n paar laities wat gekies is om ek dink Wallace toe gaan. Ja, dis baie cool. Ek het gesien, want daar was blykbaar scouts daar gewees en toe's van hulle span se mannetjies daar uitge en nou gaan hulle ook lekker saam met 'n span gaan toer. So vir julle wat dit gemaak het, baie geluk. Dit is baie cool. So ek hoop op julle jong ouderdom trap julle diep spore op die rugbyveld. Mense ek wil baie kort sê nee. Hou die program dop, hou ons socials dop. There's a lot of things that have been coming through on our socials, etc. En as jy informasie het, dit is so cool dat Tannie op 'n persoonlike Definitief. Ja. Yeah, just send it through and we'll see what we can put onto the platform and that. Maar ek moet net voor 'n Woensdag inkom asseblief. Okay, so voor 'n Woensdag, nou, as jy weet van iets, skolesport wat daarmee saamgaan, wat aangegaan het, wat gebeur het, wat moet kom, wat opgewondenheid kan wek, dat weet vir ons op ons social media's en dan glo ek sal ons dit iewers in ons programmetjie vir julle kan indruk. Ek wil net op die laaste noot vir Monique. Julle graag met die laaste span is op die erg van met agter jou, ons bid vir jou en jou familie, vir die stappartye. Maar ja, ons bid vir jou sterkte, jy het 'n goeie persoon hier langs jou wat ook vir jou deurtrek hier. Maar ja, just strongs for you en die Here sal vir julle seën verder doen en ek weet jy pas in 'n beter plek. Ek hoop julle het 'n geseënde naweek. Goed gaan. Do you remember when a trip to the store wasn't just a chore, but an adventure? When picking the exact goods you wanted required a personal touch. After all, nothing beats walking down an aisle filled with the freshest produce or speaking to a blockman who knows exactly what you need. And being spoiled for choice with every other want and desire you may have. Why not put the fun back in shopping with a wholesome adventure where you can experience the range, the freshness, the value, and the wonder, along with a friendly team ready to serve you. This is shopping how it's meant to be.
This is Food Lovers Market. It's in the experience. Preview.